Weereens welkom. Ek is Petrus en hier praat ons net die waarheid. En vandag se onderwerp is eintlik 'n vraag wat ek aan jou vra. Leef jy as kind van God nog in die vleeslike natuur? Kom ek lees vir jou 2 Timoteus 4 vers 3. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Dit is wat Paulus sê, dat daar so 'n tyd gaan kom, en ek glo is die tyd wat ons in lewe. Ek kan nog vir julle baie dinge sê. God is liefde, wat die waarheid is. God is groot, sy genade is groot, wat die waarheid is. Julle kan lewe net soos wat julle wil, solank julle elke keer terugkom na hom toe en net om vergifnis vra. Jesus het mos op die kruis gesterf. Maar dit is nie die volle waarheid nie. En op hierdie kanaal praat ons net die waarheid. So kom ek lees vir julle in Kolossense 3. Voor ek lees, wil ek julle vra, tik die boksies af. Ek het dit self ook gedoen. Ek is nie beter as julle nie. Want as ek die woord kry, dan praat dit eers met my. En dan met julle. So ek vra julle, tik die boksies. Soos ek lees, en dan gaan julle met elke ding na Jesus toe. Want hy is die verlosser. En hy sal vir julle verlos van daai dinge, want ons moet skoonmaak voor die Here. Ons moet aflê die dinge van die vlees. So kom ek lees vir julle. Kolossense 3 vanaf vers 5. Maak dood dan die lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. Dit moet die strewe wees. Ons lewe nie meer in die vlees nie. Ons moet in die gees lewe. Want ons is nou vernuwende mense. Ons is bekleed met Christus. Dan kan ons nie hierdie dinge doen nie. Dan wil ek vir julle lees die uitnodiging wat Jesus vir ons gee as mense, né? In Openbaring 22. En die Gees en die bruid sê, kom. En laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat dors het, kom. En laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Want hierdie dinge is alles genade. Die Here het klaar die prys betaal. Ons moet net kom en met oorgawe ons ou mens aflê en vir hom vra dat hy die dinge vir ons wegvat. Want self gaan jy dit nooit regkry nie. Ek het baie probeer in my lewe om dinge self, dan dink jy, ek kan hier verander, ek kan daar verander, dit gaan dit beter maak. Nee, my vriend, dit gaan nie werk nie. Die Heilige Gees is die enigste manier om ons te oortuig van die waarheid. Ons te oortuig van die sonde, om daardie sonde dan af te lê. En dan gaan die Here jou help om op te staan. Al is dit 5, 6 keer agter mekaar oor dieselfde ding, maar jy gaan oorwinning kry. Jy moet aanhou oorwen. Deur van die waarheid en blessings.